Right, greetings allemaal hier op TikTok. Greetings. Weet ek sit nou hier en ek dink nou, hey, wat gaan ek nou vir my motsie koop vir Valentine's Day? Die way die government ons nou al in die ding sit, die 14de Februarie, is Valentine's. Maar dan dink ek, die item wat sy vir haar koop, né? Sê nie, julle moet dit doen nie. Sy moet jou motsie spoil. Sorry, moet jou motsie spoil. Maar die ding is, dit gaan nie oor die gift wat jy vir haar gee nie. Die liefde bly vir ewig. Die item wat jy nou vir haar koop, sy gaan nie met hy ding in die afgrond nie. Sy gaan nie met dit in die afgrond nie. Die liefde wat julle vir mekaar het, julle moet dit wys vir mekaar. Hoe wys jy die liefde? Die om vir haar te sê, vandag vat ek vir jou, ek vat vir jou uit, ek gaan spoil vir jou 'n bietjie. Baie kere wat ons 'n weekie dit toelaat dat jy kan af as jy nou op 'n naweek is wat jy kan af is. Selfs is ons wat op die pad is. Ons wys ons liefde in alle tye, elke dag. Elke dag. Behalwe Stuur maar mooi boodskapies. Wys haar die waardering. Wys haar hoe waardeer sy wat sy vir jou doen. Of wys vir hom die waardering wat hy vir jou doen. Die tyd wat hy maak en die tyd wat sy maak vir mekaar. Wys staan die als. Getroud of ongetroud. Ons praat van die liefde hier, ons praat nie van gifts nie. Liefde is 'n gevaarlike woord. Liefde is nie sommer so nie. Hy het lig het geval. Waar het liefde begin? Ons almal dink dit aan Valentine's Day, maar ons vra nie die vraag nie. Waar het liefde begin? Ons gaan ons terug. Liefde is 'n geestelike woord. Ons vat dit so in die begin. Genesis 1. Toe God hemel en aarde gemaak het. Wat jy wat? Raai deur die woord. Die woord is God. Die liefde. Van liefde ontstaan uit God. Ons moet teruggaan. Toe God vir Adam gemaak het, toe hy sien, nie as hy goed dat Adam alleen in die tuin moet wees nie, met sy werke nie. Hy maak jy 'n maatjie langs hom. Maar wat is hy maatjie se doel? Hy maatjie het 'n doel om daar te wees vir hom in tye van siek en in tye wanneer hy val, sy hom optel en hy moet daarbey staan ook. Die haar pyne. Kom, waar gaan ek nou? Maar almal is gefokus op gifts en beweeg weg van die waardering en beweeg weg van die regte doel, hoekom julle by mekaar is en hoekom julle daar by mekaar. As jy gesê het God het ons by mekaar gesit, dan op watter doel het God julle by mekaar gesit? Right, Valentine's Day? Government fok me nou ons mind.
Dan kom Mother's Day ook. Hy het ook sy eie doel. Dan is dit net weer gifts. Maar wat is die belange in jou en my? Verstaan? So jong man, jong dogter, girlfriend en boyfriend, as jy nie vir jou pater kan iets gee nie, koopie. Dat gaan nie oor dit nie. Wys vir haar, die dag, sy maak haar sit, sy was sy skottelgoed, sy was sy klere, sy maak hy skoon. Dit is waardering. Ja? En ek weet wat ek doen. Op die dag wat die government vir ons gegeer het. Want my Valentine's is every day. Sy is my elke dag. Ek geef haar wat sy soek. En dit is die binne. Ware liefde. Ware liefde. Geld kan nie liefde koop nie. Maar ek sê vir jou wat. Liefde bestaan nie klompdele. Klompdele. Gaan in Korintiërs 13. Gaan lees daar oor die liefde. Hoe bedek die liefde alles? En lees om in die insig. Gaan in die dieptes van liefde is geestelik. Liefde is so gevaarlik dat sy jou sal opvang vir haar meisie of vir haar vrou. Dat die meisie sal pille drink vir daardie man of die boyfriend. Kyk hoe gevaarlik is liefde. Moenie liefde net so ligtig opvat nie. Maar die boodskap is wys om mekaar elke dag. Ek koop so nou en dan sal ek koop en dan sal jammer mis die sal hy haar weer kan aflei. Net so out of the mind. Of hy iets lekkertjies en rosies en so aan. Maak 'n dag wys dat jy is daar vir haar. Of sy ook wys dat sy is daar vir hom. Gaan surprise hom. Surprise haar. Moenie net een dag wys. Net een dag wat die government wys, sy geen hoop vir haar nie. Dit is nonsens. Ek glo, elke dag is Valentine vir my. Verstaan? So ja, daar is die boodskap wat ek vir julle wil gegee het. Voor Valentine's, dink daaraan. Begin nou. Begin lekker en kom lekker hier. And I thank you.